Baie welkom by vandag se aanlyn diens van die Ooskerk. My naam is Paulus Burger en my gebed is dat die Here jou sal ontmoet daar waar jy is. Ek wil graag 'n minuut of 2 gebruik om net 'n paar uitnodigings aan julle te rig. Die eerste is dat ons beskikbaar is vir mense wat hulp nodig het op een of ander vlak, enige vlak, en julle kan die kerkkantoor kontak of een van die predikante as julle daarmee hulp nodig het. Vrydag is daar steeds 'n weeklikse huisgeloof vir gesinne op al ons aanlyn platforms. Daar is ook Vibe vir ons tieners beskikbaar via Zoom, en ons wil die ouers vra as een van die Ooskerkse interns jou kontak in verband hiermee en jy het 'n behoefte dat jou kind aan hierdie groepe deelneem, dat jy asseblief hulle sal help met jou kind se telefoonnommer. Woensdag aande hou ons steeds voort met ons meditasie op al ons aanlyn platforms. Ons kerkkantoor is ook oop, aangesien ons vir Pen help met ons shelters in die stad, vir enige skenkings en donasies, en so ook al ons herwinningsprojekte. Ons wil baie dankie sê vir die Ooskerkse band en Okkie vir al julle moeite om ook ons aanlyn eredienste mooi te maak. Dankie vir almal wat steeds bydraes maak, 'n finansiële bydrae aan die Ooskerk. In die aard van die saak is ons kollektebegroting onder groot druk en ons sal dit waardeer indien julle ons steeds hiermee help. Julle bydrae maak dit vir ons moontlik om by 'n klomp plekke in die stad en in ons omgewing betrokke te wees. Dan is het vir my lekker om vir Nikkie bekend te stel. Ek dink ons almal ken vir Nikkie wat al 'n rukkie by ons weg is. Nikkie, dis vir ons lekker dat jy ons help met Pinkster en ons sien regtig uit om saam met jou te dink en saam met jou te reflekteer oor die lewe en ons luister graag na wat jy vir ons sê. As ons vanoggend hier bymekaar is, oor groot afstande, digitaal vreemd, is ons saam in die teenwoordigheid van die lewe in oorvloed. U, ons begin van alles, en U, ook die laaste woord van alles, in wie alle eindes nuwe beginne is, met nuwe lewe, die lewe in oorvloed. Die lewe in oorvloed wat ons roep om volledig te lewe en volledig lewe te skep vir alles en almal en om te leer om daarin met vreugde te lewe. U die lewe in oorvloed wat hier by ons is en wat ons leer ken in die Bybel is die Vader, Seun en Heilige Gees. God by ons elke oomblik. Amen. Hierdie Here, groet jy vanoggend. Mag jy die lewe in oorvloed, myself, beleef as 'n seën vir jou alledaagse lewe. Die lewe, die dood en die opstanding van die Seun sal vir jou hoop bring. En die teenwoordigheid van die energie van alle lewe, die Gees, sal vir jou, waar jy ook al is, geloof, hoop en liefde bring. Ons gaan nou luister na 'n aanbidding en 'n loflied, en die woorde sal op die skerm geprojekteer word. Maar ek wil vir jou vra dat ons, soos wat jy daar sit, dalk as jy die lied ken, saam sing, maar dit is veral kyk na die woorde en dat ons meegee in hierdie oomblikke, sodat ons gees ook beweeg in die rigting van die Gees wat geadem word deur hierdie lied.
Ek het nou die dag op, kom ons noem dit 'n geloofsbelijdenis afgekom, wat nie in die klassieke formaat is soos wat ons dit ken van ek glo in God die Vader nie, maar wat ek dink wat baie eie tyds is en wat ons waarskynlik bietjie kan help, en veral dink ek jonger mense, ons kinders kan help om iets te verstaan van wat dit beteken om in Jesus te glo. Die geloofsbelijdenis gaan so. Ek glo in Jesus. Ek glo minder in die kerk. Daarom glo ek dat ek geroep word om op 'n diep persoonlike manier getransformeer te word, sodat ek al meer en meer op die maat en ritme van Jesus se lewe dans. Minder fokus op persoonlike verlossing, omdat ek dit aanvaar as 'n waarborg van wat Jesus vir my gedoen het. Ek glo dat my lewenstyl meer belangrik is as die dogmas wat ek so as waar aanvaar en met alles probeer beskerm. Ek hou vas dat dit in my lewenstyl meer om diens gaan as oor 'n soort aanbidding wat maak asof die diens van my lewe nie saak maak nie. Ek hou vas meer aan genade en leer om minder uit vrees en skuldgevoelens te lewe. Ek lewe as deel van 'n gemeenskap tussen mense, minder individualisties, waar ek my eie styl probeer verhef en beskerm bo ander. Ek glo meer aan liefde, minder aan wettisisme. Ek glo om meer oop te wees, minder veroordelend. Ek glo om meer besorgd te wees, 'n besorgdheid wat mense help, minder moralisties en empaties te wees. Ek wil meer inklusief wees, minder eksklusief, waar ek mense uitsluit, of mense minder maak, of mense aflag. Ek glo ek is meer in hierdie wêreld, as wat ek ander wêrelds is. Daarom is ek baie meer oop vir probeer, as wat ek wil vashou daaraan, dat ek oor alles seker moet wees. Ek is meer intuïtief in my omgaan met dinge, minder intellektueel en rasioneel. Minder het ek die behoefte om alles te probeer beheer. Ek is baie meer oop vir die misterie van die lewe, as wat ek besorg is oor die sekerhede wat ek kan kry. En daarom leef ek meer met bewussyn, nadenkend, as wat ek so graag wil verwag dat daar net wonderwerke en magiese dinge moet gebeur in my lewe. Ek is meer bereid om te luister, as wat ek bereid is om te praat. Ek wil meer 'n voorbeeld, 'n model wees, as wat ek ander wil leer en teregwys. Ek kan oor
kultuurgrense heen beweeg en in verskillende kulture myself vind, as wat ek net so aan my eie kultuur gebonde is en dit probeer verhef. Ek is baie besorg oor die skepping en dit wat ons aan die skepping in die skepping doen. Ek gee om vir menslike geregtigheid en gelykwaardigheid en veg daarvoor dat ons mekaar gelykwaardig moet behandel. Daarom gee ek om vir menslike lyding en probeer sover ek kan om my en ander se lyding sagter te maak. Ek gee om vir sosiale geregtigheid en ek gee om dat mense hulle verantwoordelikheid teenoor mekaar moet nakom. Maar gee ook om vir vrede. En daarom staan ek met alles wat binne my is, geweld en oorlog teë. Selfs al sê mense vir my, dis die laaste uitweg. Met alles wat binne my is, weerstaan ek alle vorme van oorheersing. Of dit geslagtelike, seksuele, ekonomiese, kulturele oorheersing is. Ek glo dat daar lewe vir alle mense moontlik gemaak moet word. Wanneer ons hier is, word ons stil. Stil in die teenwoordigheid van die een wat ons leer ken, as die God van lewe. Die een in wie ons vreugde en vrede vind. Die een wat ons rots is, ons veilige vestiging aan wie ons vashou. Die een wat ons lewe, ons hoop en ons môre is. Here, maak ons stil. Stil in ons eie stemme en stil in ons eie idees, sodat ons oop is vir U, so oop is, dat ons verander, en U wind al meer en meer in ons kan waai. U, die ware lewe in oorvloed. Amen. Ons gaan vanoggend en so ook elke keer wanneer ons by mekaar is, eintlik maar lees oor dieselfde gedeelte. Genesis 1 vers 1 tot 3. En ek wil hê jy moet mooi daarna luister. Nie net maar na die letters nie, maar na die intensie, na die beweging van die ou baie bekende woorde. Ek gaan nadat ek dit gelees het, dit so 'n bietjie aanpas, om hopelik dit bietjie nader ons lyf te bring. Natuurlik gaan ek dit nou so 'n bietjie interpreteer die teks, en die gedagte is dat ek op hierdie manier eintlik bietjie 'n fondasie skep, wat ons kan rig wanneer ons saam gesels, vir die res van die tyd, van vanoggend tot by volgende Sondagoggend. Genesis 1 vers 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar. Dit was donker op die diep waters. Maar die Gees van God het oor die waters gesweef. Toe het God gesê, laat daar lig wees. En daar was lig. Kom ons verander dit om dit so 'n bietjie interpreteer. En die lewe in oorvloed het met energie ontplof en materie voortgebring. Hemel
uitspansel, planete, maar ook 'n aarde. Hierdie aarde, waarin daar lewe was nie 'n aarde wat vriendelik was vir lewe nie. Dit was 'n aarde waarin daar die bedreigings was vir lewe. Maar oor hierdie bedreigings het daar 'n gees gesweef. Die energie van die God van lewe in oorvloed. En hierdie teenwoordigheid, God het gesê, kom ons bring lewe hier op aarde. En daar het lewe in oorvloed van nou tot in alle ewigheid gekom. Ek dink dat meeste van ons het in hierdie tyd ongelooflike behoefte daaraan om te lewe, om die ervaring te hê dat die lewe tog mooi is, dat daar 'n klomp verwagting en 'n stuk opgewondenheid oor die lewe, toekoms is, dat daar moed is wat ons dryf en aanvuur, dat daar die ervaring is van steun en ondersteuning en liefde en vrede. Met ander woorde, ek dink ons het 'n ongelooflike behoefte aan om die lewe, die alledaagse lewe as betekenisvol en mooi te beleef en te ervaar, want ons omstandighede en ons reaksie hierop bedreig hierdie soort van ervarings vandag. Iemand het lank terug, en ek dink dit was Augustinus, het gesê, ons wil graag vir God sien. Want in God is daar lewe. En God is ons toekoms. En toe sê hy dat, wel as ons God wil sien, dan moet die volgende gebeur. Hy het gesê, wys vir my dat daar liefde is tussen mense. En ek wys vir jou God. Wys my dat daar vrede tussen mense is. En ek wys vir jou God. Wys vir my dat daar hoop tussen mense is. En ek wys vir jou God. Wys vir my hoe mense lewe in volheid. En ek wys vir jou God. 'n belangrike stelling, want ons wil graag God sien. Maar wat Augustinus met hierdie stelling maak, is om te sê, ja, hoe kyk jy om God se teenwoordigheid te sien? En tweedens, verstaan jy dat die teenwoordigheid van God iets te doen het met jou ingesteldheid, iets te doen het met jou houding en jou gesindheid, iets te doen het met die manier hoe jy die werklikheid skep, iets te doen het met hoe jy handel en optree. Want God word sigbaar in die verhoudings, in die werklikheid, en die verhouding waarin ons tot hierdie werklikheid, na die werklikheid toe kom. Om te verwag dat God op 'n wonderbaarlike, bonatuurlike manier skielik aan ons moet verskyn, is om jou oop te stel vir 'n soort van mismoedigheid, waarin jy gaan sê dat God het jou in die rug gesteek. God het jou versaak. Daarom het ek gekies vir hierdie tema, waarin dit oor God se teenwoordigheid gaan, en waaroor dit gaan oor geloof, hoop en liefde, en ek het die bekende vers in 1 Korintiërs 13 so 'n bietjie aangepas deur te sê, waarvan die grootste die lewe is. En ek wil vandag begin
om hieroor te dink, en ek nooi jou uit om elke dag, hier maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, en dan volgende sonderdag saam met my te kom dink. Want ek dink as ons begin dink oor die Gees, en die teenwoordigheid van die Gees, en die implikasies van wat die Gees in ons lewe bring, dan kan ons in hierdie tyd dalk met 'n baie groot verwagting lewe, en hierdie tyd as 'n waterskeiding van moontlikhede en groei beleef en beleef, dan sal ons selfs die verandering kan begin beleef as iets wat ons dalk môre oor sal sê, dit was mooi, en dit was nodig, en dit was goed vir ons gewees. Die manier hoe ek het wil doen vanmôre is om die verhaal van twee Duitse persone te vertel. Albei hierdie Duitse persone aan verskillende kante was in, kom ons noem dit, lockdown gewees. Met ander woorde, hulle lewens was ingeperk en die manier hoe hulle geleef het en hoe hulle die lewe geniet het en hoe die lewe vir hulle betekenisvol was vernietig deur hierdie lockdown waarin hulle self bevind het. En hulle het met dieselfde uitdagings geleef as ons, dat hulle verstaan het dat hulle wêreld verander het, dat dit so verander het dat daar baie min potensiaal was, dat dit weer kon wees, wat hulle wou gehad het moes wees, en dat hierdie werklikheid ingrypende konsekwensies gehad het vir die lewenskwaliteit wat hulle beleef, en die lewensstandaard waarmee hulle geleef het. Die een persoon is Jürgen Moltmann. Jürgen Moltmann leef nog, en hy is een van die grootste teoloë van die 21ste eeu. En Jürgen Moltmann was soldaat in die sterwende Duitsland. Hy is opgeroep in 1944, 'n land wat in duie gestort het. En hy was gevangen geneem in Holland in 1945 en hy het toe vir 3 jaar as kruisgevangene in lockdown gelewe in 'n kruisgevangene kamp. Die ander een is wêreldbekende psigiater, Viktor Frankl, wat 'n baie suksesvolle, nie net akademikus was nie, maar psigiater, en wat skielik as Jood ervaar het hoe dit voel om in lockdown in 'n Joodse strafkamp homself te bevind, waar sy wêreld nie net in mekaar gestort het nie, maar waar die wêreld waarin hy homself bevind het 'n ongelooflike, gevaarlike, pynlike, uitsiglose lydenswêreld was. En ek wil hulle lewensverhale gebruik om hopelik, wanneer ons oor die teenwoordigheid van die Gees dink en oor onsself in hierdie lockdown waar ons self bevind en wat ons selfs drakonies noem met al sy geweldige implikasies. Ja, nou hulle kyk en vra maar, kan ons nie dalk hier iets leer oor lewe in volheid, oor moed, oor geloof met ander woorde, oor hoop, oor verwagting en oor liefde, oor saamwees, ja, oor die ervaring van God, omdat ons die ervaring het van lewe tussen mekaar. Nou, Jürgen Moltmann vertel dat toe hy nou as 'n krygsgevangene daar agter die Lemmetjiestraat vir 3 jaar lank geloop het, hy aan die begin regtig waar so moedeloos was, dat hy beleef het dat hy van alle goeie geeste, ja ten diepste van God verlate was, en dat God hom die rug gekeer het, sodat hy uiteindelik in hierdie ongelooflike diep gat van moedeloosheid en hooploosheid homself bevind het, 'n gat van vrees en van angs oor die lewe wat eintlik vernietig is en vernietig word rondom hom. In hierdie tyd ontvang hy 'n klein Bybeltjie, amper soos die Gideons Bybeltjies van vandag, wat die Nuwe Testament en Psalms is. En wat hom aangegryp het, was die Paasverhaal van Jesus. Want sê hy, dit was 'n verhaal wat vir hom vertel het van opstaan. Opstaan uit die
vasgelooptheid, die doodsheid, die niksheid, en opstaan in 'n nuwe lewe, met nuwe moontlikhede. Iets wat hom so gegryp het, dat het hom verander het, sodat hy gesê het, maar ook wat ek hier beleef as my einde, kan my begin wees. 'n Verandering, sê hy, wat hy nie verwag het in homself nie. Ja, wat vir hom gelyk het en wat hy ervaar het as 'n ongelooflike, afgryslike stuk noodlot, wat sy lewe kon vernietig het en wat inderdaad swaar en baie sleg was, het hy toe hy begin verstaan het, dat die teenwoordigheid van die Gees in die lewe nie maar net 'n mooi stelling is nie, maar 'n soort van teken is, waarborg is, dat eindes ook nuwe beginne is. Toe word die tyd wat hy daar was, iets van 'n ryke seën. Ja, in hierdie verhaal van sterwe en opstaan, en die Gees wat dit bring, het hy begin kyk na sy werklikheid en gesê, elke nee wat die wêreld na jou toe bring, die dood, die doodsheid, die vasgeloopheid, en elke nee wat die wêreld na jou toe bring, is daar die ja van God teenwoordig, van nuwe lewe, nuwe moontlikhede, van vreugde. Nou sê hy sê ons ken gebed, en ons bid maklik, maar waarvan ons baie min het, en baie min verstaan, is om uit te kyk, om 'n lewenshouding of 'n lewensingesteldheid van uit te kyk te hê, te soek, kreatief te bedink, om jou te kan verbeel. Want sê hy, dis wat die Paase bring, dat ek na die toekoms toe kyk, dat ek met 'n verwagting na môre kyk. Want hierdie kyk na môre, omdat daar in elke nee wat die wêreld aan my toe bring, God se ja vir die lewe is om anders te begin leef. Hy sê, want toe begin daar 'n hoop in hom wakker spring. 'n Hoop wat met 'n opgewonde verwagting begin kyk na die kanse, na die moontlikhede vir 'n lewe in volheid, ook in sy omstandighede. Ja, natuurlik het hy begin verstaan dat vir hom om God ook hier te kan beleef en te ervaar as nuwe lewe, as nuwe moontlikhede, om die energie van die Gees te kan beleef en te ervaar in sy omstandighede, het dit beteken dat hy moet verander. Verander in die manier hoe hy dink. Verander in die manier hoe hy na die werklikheid kyk. Verander in die manier hoe hy verstaan en praat en omgaan met die mense rondom hom. Jy het verstaan dat van hom verwag word, is om geleenthede te ontdek van nuwe lewe, van 'n lewe in volheid, wat anders te lyk as dit wat hy aan gewoond was en wat hy gehad het. Ja, om sy verbeelding te begin gebruik, om nuwe moontlikhede te ontwerp, om nuwe projekte te begin. Ja, sy verbeelding so te gebruik, om juist daar waar hy vasgevang was, te kyk hoe hy van hierdie nuwe lewe kan realiseer en moontlik maak. Hy vertel dat hy in hierdie tyd genooi was deur 'n groep mense om 'n Christelike konferensie in Swanswyk in 1947 by te woon.
En hy het met vrees en bewering soontoe gegaan, want hy was nog in sy Duitse uniform, en hier was hy skielik tussen mense, wat hy doodgemaak het, en op wie hy geskiet het. Kinders van ouers, wat doodgemaak is deur die Gestapo, deur die Duitse regering, en met vrees en bewering het hy soontoe gegaan. En daar het hy iets begin beleef en ervaar van die teenwoordigheid van God, want die studente het na hom toe gekom en gesê, Christus hier is ons brug. Want Christus is ons lewe. En daarom sal ons met die liefde van Christus ook na jou toe leef. En was daar nie verwyte en veroordelings nie. Was daar nie 'n soeke na 'n stuk minderwaardigheid waarin hy moet buig in skuldgevoel nie. Maar dat hy beleef hoe nuwe lewe hier tussen hulle deurbreek. Hoe daar 'n stuk versoening kom met die moontlikhede wat versoening bring. Viktor Frankl vertel dat hy presies dieselfde eintlik beleef en ervaar het. Want hy het begin verstaan dat die kuns van die lewe is nie om te dink hierdie ding moet net verbygaan, dan sal alles weer aangaan en wees wat dit was nie. Almal het begin verstaan aan die strafkamp, hierdie goed kan dalk glad nie verbygaan nie. En hierdie realiteit van lockdown kan dalk die toekoms wees waarin hulle bevind. Wat hulle wel ook geweet het is dat die lewe, selfs al het hulle sou dit daar uitkom, nie weer dieselfde vir hulle sou wees nie. Met dieselfde dinge wat hulle geken het, maar met vertroud was nie. En daar was die uitdaging, as dit dan nooit verbygaan nie, gaan ek dan ophou lewe? Gaan ek mismoedig, donker in die hoek sit, of gaan ek ook in hierdie omstandighede lewe? En terwyl mense rondom hulle doodgemaak is, verguis is, doodgewerk is deur die Duitse soldate, te begin verstaan dat daar vir hom 'n rede is hoekom hy lewe. En dit is dat hy nie moet abdikeer voor die lyding en die donkerte, nie moet abdikeer voor die pessimisme, nie moet abdikeer voor die wanhoop wat rondom hom so leef en wat deur almal uitgespreek word, hierdie lewe is verby, alles is verby. Maar dat hy daarteen moet in opstand kom en teen die lyding moet beklei met alles wat binne hom is. So beklei dat hy telkens sê, maar ek soek die lewe, want ook hierin is daar lewe te vind, en ek gaan nie voor hierdie donkerte swig nie. Jy het hy ook begin verstaan, dat wat die lewe die moeite werd maak, is om uiteindelik ook jou medemens in hulle broosheid raak te sien, en om vanuit jou broosheid ook hulle te ondersteun met dit wat jy kan, en waarmee jy hulle kan ondersteun, om so ook 'n wêreld tussen mekaar te skep, waar daar sorg en liefde is, omdat Christus die brug is. En het hy iets beleef in hierdie tyd, van die teenwoordigheid van 'n Gees. Sien, ons kan ook hierdie omstandighede beleef as 'n nuwe begin. Ja, iets het gesterf, en ons sal dit moet los. En ons weet nie hoe môre lyk nie, maar hierdie is ook 'n begin, want ook in hierdie nee wat ons beleef en ervaar, is God se ja teenwoordig, en die Gees wat uitgestort is die waarborg dat God se ja hier is. En hoor ons in die verstaan van die gelowiges in die Bybel telkens, dat die teenwoordigheid van die Gees verstaan word as, ja, kyk, ek gaan iets nuuts begin. En ja, natuurlik sal dit van ons vra, om nuwe moontlikhede te soek. Natuurlik sal dit van ons vra om nuwe kansse te vat. Natuurlik sal dit van ons vra om te verander. Ja, te verander dalk in ons lewensstandaard, te verander in ons lewensuitkyk. Natuurlik sal dit dalk van ons vra om te versoen, om na mekaar toe te lewe, mekaar te dra. Natuurlik gaan dit nie kom sonder dat ons verbeelding gebruik, sonder dat ons vermoë om te kan handel gebruik, sonder
dat ons nuwe woorde en nuwe taal en nuwe verhale skep nie. Maar dit alles beteken, dat die teenwoordigheid van die Gees beteken, dat ek met 'n verwagting ook in hierdie tyd kan leef. 'n Verwagting wat gegrond is in 'n diep oortuiging. En wat dit moontlik maak vir my, om ook 'n nuwe wêreld te skep, van nuwe lewe. Amen. Here, lewe in oorvloed. Jesus, ons voorbeeld van 'n lewe in oorvloed. Wat vir ons lewe kom wys en moontlik gemaak het. Gees van God, energie van die lewe. Help ons in hierdie dae om oor te gee aan u teenwoordigheid. Nie om te sê u is daar nie, maar om oor te gee, so oor te gee dat ek ingee, sodat u teenwoordigheid, u wind, in my begin waai, my de mekaar begin waai, en ek nie meer anders kan, as om my gees in akkoord met u gees te bring, sodat die gees wat uit my uitvloei, na die stem, en die aard van u gees klink. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal julle roep om uit hierdie lewe te leef, daaraan vas te hou en so dit deel van julle lewens te maak, dat dit julle hoop word op nuwe moontlikhede en 'n nuwe toekoms. Amen. Nikkie se Pinksterreeks sal hierdie week maandag, dinsdag, woensdag, donderdagoggende van 7uur beskikbaar wees om na te luister. Jy is welkom om dit af te laai en ek wil jou aanmoedig om een of ander routine te vind deur elke dag saam met ons Pinkster te vier. Daar sal elke dag ook 'n resep na jou toe gestuur word, 'n sopresep, want ons voel mos dat sop en Pinkster hand aan hand gaan. Skakel gerus ook volgende Sondag in wanneer Nikkie sy reeks vir ons afsluit. Nooi asseblief soveel mense as moontlik na die Ooskerk se sosiale platforms. Ons wil jou ook vra as jy dit kan oorweeg om steeds 'n finansiële bydrae te maak deur SnapScan of deur 'n direkte inbetaling in ons rekening. Dankie dat jy by ons aangesluit het.